Jan, ek weet nie van watter kant of om te begin, as ek van links begin is dit Jan, van rechts is dit Jan. Maar ek wil graag by jou weet, Heinrich, hoekom is jy nie mooi Jan nie? Ja, hulle raak maar die mekaar. Hulle noem my gereeld mooi Jan, maar ja, ek probeer hulle reg help, maar Dit sukkel maar. ons sukkel. Wil nie werk nie. Dat was die obvious keuse geweest. Was jy die obvious keuse? Ja, hy was die obvious keuse vir mooi Jan. Ja. Vir ons, ja, vir ons. Oor my sprankelende persoonlikheid moes ek eintlik persoonlikheid Jan gewees het. Want ek is glad nie skaam of sulke goed nie. Op teruggetrok. Ja. Manne, dis 'n voorreg, amper, dit klink amper soos manne, dis 'n voorreg, daar's 'n liedjie, nê? So wat ons om die kampvuur sit, maar dis nie hele liedjie nie. Ja, maar dis 'n wonderlike voorreg om met julle te gesels as 3 jong begeesterde manne. En vanoggend toe ek so 'n bietjie met julle gesels het, daar iets baie moois uitgekom en dis die feit dat julle sê daar's nie iets soos toeval nie. Daar's net iets soos toevallig. En ek dink die feit dat julle by mekaar is lig wat geval het. Absoluut, Want ja. julle het iets sprankelends na Suid-Afrika toe gebring. Eerstens wil ek graag weet, Rian, hoe het jy betrokke geraak by hierdie hele, ek wil amper sê partalje, maar dis nie 'n partalje nie, dis 'n wonderlike samekoms van 3 jong manne. Hoe het jy betrokke geraak? Ek het maar oorspronklik vir Boerbelweer gaan sien op 'n afspraak vir hulle vervaardiging van hulle exhibition stalletjies, hulle expo stalletjie, wat hulle by Antex en Nampo gebruik. En dit is met die vergadering wat Stefan my genader het en gevra het weet ek benare. Toe sê ek vir hom, ja, ek het benare, en toe sê hy vir my, ek moet hom wys. Toe wys ek my benare vir hom, en onthou ek's daar vir 'n besigheidsonderhoud, en toe sê hy net, saam met Sarisha, ek moet een van hulle modelle wees. En toe sê ek eers, nee, jy weet, ek weet nie, ek doen nie modelwerk nie, ons is hier vir besigheid. En toe sê hy vir my, moenie worry nie, hierdie was meer om jou te leer ken, en wil ek vir hulle modelwerk doen. Sê ek vir hulle, kyk, ek trou oor 'n week op baie stadium, kom ek gaan kyk, praat met my vrou daaroor, en toe sê ek vir my vrou, weet jy wat, soos waar die woord toevallig vandaan kom, niemand van ons het die geleentheid of kan ek sê, dit raak gesien of dit beplan nie, dit het letterlik, ons is dit gegin, en toe sê ek vir my vrou, ek gaan nie nee sê nie, dis niks onvanpas nie, dit is 'n fotosessie vir ordentlike klerereeks, en ek het dit gedoen, en soos die Engelse gesegde sê, the rest is history. Van daar af het die foto viraal gegaan, en dis waar die musiek begin het. Wonderlik. Nou, Dylan, jy het aanvanklik betrokke gewees deur die klankwurm 'n bietjie te tokkel, né? Nee? Ja, ek het 'n bietjie die psalmpompie gespeel. Dit was eintlik, dit is rarig, ons gebruik nie die woord toevallig baie, maar ek was die vryskut musikant gewees op die Wyshow Vleis enkelsnit. En ek het die konsertina werk vir hulle gespeel, en toe vra Stefan vir die man wat die opname gedoen het, toe vra hy, wie het die konsertina gespeel? Toe wys hulle nie, dis hierdie ou, hy het die konsertina gespeel. Toe vra Stefan eers, maar wil hy nie deel wees van die video? Die bel hom 'n bietjie en vra, wil hy nie deel wees van die video nie, ons kort 'n klomp mense. Sê ek, ja, hy is natuurlik. Ek sê nie sommer nee vir geleentheid nie, en ek is baie bly ek het ook nie hierdie keer nie. Ja, dit is fantasties hoe jy deel geraak het. Ek verstaan nou nog nie die mooi Jan gedeelte nie, maar ek sal daarmee werk. Ons is my persoonlikheid. Die feit dat julle mense praat, en jy weet as 'n ou gaan op ChatGPT en jy gaan lees oor julle, dis nogal interessant. Hulle praat van satiries, spot met die Afrikaner, maar tog ook die Afrikaner taal en volk eer. So dis 'n mengsel van uiteenlopende gedagtes rondom dit. Wie skryf die meeste van julle liedjies? Dit is hoofsaaklik is dit Boerbelweer, Stefan van Boerbelweer, en dan sy vernoot ook Sarisha. Maar ons het nou onlangs ook begin om self deel te raak van die skryfproses, en 'n hele paar van ons nuwe liedjies word ook nou deur ons eie pen neergelê, ja. Is daar 'n oomblik wat julle teruggekyk het na julle video's en dat julle dink, Jesus, dit was bietjie belaglik, of ons moes nie hom gemaak het nie? Glad nie. Daar's geen spyt nie. Nee. Maar die jaar is nog vroeg. Ja, kan uit. Nee, dit is, ek moet sê inteendeel, daar's wel 'n paar musiekvideo's wat ons kan sê wat eintlik vir ons baie spesiaal was. Jy weet, wat dalk nie, die musiek het dalk nie noodwendig van ons grootste musiek nie, maar die musiekvideo opname gedeelte, as ek voorbeeld kan gebruik, die RSA's en my DNA,
Dit was ook die eerste toer wat Moyan saam met ons gedoen het. Ek en hy het saam het hulle 'n kamer gedeel, soos wat hulle op rugby toere tipies sou doen, waar die man bietjie geleer ken het, maar Maar ek was regtig eintlik skaam en teruggetrek. hy was toe ongelooflik skaam teruggetrokke, ja. Hy's nie meer nie, hy het nou totaal en al homself ontbloot aan ons. Ontbloot En hy- Terrible. ja, dit Ek het nie gesê hy het die kassie uitgeklim nie, sê. ja. verstaan. Nee, wat jy nou toe jy nou sê in dieselfde asem sê jy het 'n kamer gedeel en nou vertel jy vir ons hy het jou ontbloot. Nee, jy sien, hou dit in konteks asseblief, hou dit in konteks. Maar nee, dit was ongelooflik lekker, want ons het Graafrenet gesien, ons het Wilderness, ons het in George, jy weet, ons het baie getoer vir daai musiek video opname en dit was ongelooflik lekker om deel van ons tradisie en ons waar die Afrikaner vandaan kom, te sien uit dit uit en om mekaar te leer ken, jy weet, op die lang pad is die beste om mekaar te leer ken en wie is jy en waar kom jy vandaan en wie is jou gesin en dit is vir my een van die hoogtepunte. Heinrich, het jy soos 'n tipiese Afrikaanse seun groot geword? Ja, ek sou sê ja. En in watter omgewing? Vertel ons 'n bietjie van jou jong wees daar. Ons ek het maar groot geword in Pretoria. Ek's gebore in Klerksdorp. Ek het hier in Silverton het ek skool gegaan, klaar gemaak. En ja, ek dink ek het 'n veel anderste leefstyl of kultuur gehad as enige ander Afrikaanse jong man, ja. Lekker clutch drop. Ja. Wat sê jy, laat 'n klats drop. Lekker clutch drop, ja. Dis Ek die het Klerksdorp beskryf- se bynaam. Nee, Klerksdorp in daai tyd ongevat. Rian, jy is nou lang Jan, maar jy het ook 'n bietjie rugby in jou. Ek het redelik baie sports, gaan nie sê vernuf nie. Ek moet baie hard werk om dit enigstens average te kan doen, algemeen te kan doen. Maar ja, ek geniet my sport ongelooflik baie. Ek speel nie vandag meer rugby nie. Ek het op 'n stadium toe ek die bootse ophang, as ek dit so kan sê, het ek die vletjie aangevat en toe is ek by die Loos as 'n skeieregter gewees vir 'n paar jaar. En toe het ek dit ook opgegee toe die werk maar begin besig raak en vat maar prioriteit. En ja, op die oomblik vandag is dit maar musiek en golf, is die twee hobbies wat daar is. Ja, ek neem aan die feit dat jy Lang Jan genoem word, was jy natuurlik skramskakel vir die Leeu's, né? Nee? Ja, natuurlik. Ek was eintlik die Waterboy skramskakel, ja. Waterboy skramskakel. Ja. Hulle het my opgebring as die derde. Wat 'n titel. Hy was die reservebal geweest. Sê vir my en die dames wat soms saam met julle so in die video optree, hoe geniet julle dit? Want ek sien daar is ongelooflike humor en die feit dat julle hier sit met glimlagte op julle gesigte, sê vir my tussen julle is gedurig humor. Hoe het julle die dames ervaar? As daar dames in ons, ek het nog nooit gesien. Nou sê hulle vir my, ek het nog nooit gesien. Ek wil vra wat, se praat ons van die jong dames of praat ons van die tannies? Ons verwys na die tannies hierso. Die tannies. O, ek het hulle gesien, ja. Ja. Ja, nee, die tannies is baie komies en komieklik. Ja, ons sien uit om weer saam met hulle te werk. Ons het lanklaas saam met hulle 'n opname gedoen. Ek weet hulle is op die oomblik met 'n ander projekte betrokke by Boerbelweer. So, maar elke keer as ons hulle sien, dit is awesome om saam met hulle te werk. Hulle het lekker, kan ek sê, hulle persoonlikhede maak ook die hele atmosfeer baie lig en gemaklik. So dit is baie lekker en gemaklik om saam met hulle te werk. Wat jy sien daar is al wat jy kry. Soos hulle is op kamera, so is hulle van die kamera af. So dit is heeltyd 'n gelaggery en 'n gespelery en humor die hele dag. Ek sal ook sê dit is veilig om te sê dit is amper soos 'n familie wat ook agter die skerms en gedurende die hele proses, dit is ons almal ken mekaar, almal is gemaklik met mekaar en dit is net pret. Ek moet getuig dat ek het vir Mati in persoon ontmoet en ek het nou net haar spesifiek, maar dit is hoe sy is, jy weet. En dit is die lekkerte van julle wat ek ervaar, is dat julle is net wie julle is. En ek moet julle dit toegee dat wanneer 'n mens bekend raak soos julle, dan is die geneigtheid tog in baie gevalle wat mense 'n bietjie, wat ons sê, 'n chip op die skouer kan kry. En baie geluk aan julle want julle het dit glad nie. En julle is en dit is wat julle spesiaal maak. En ek dink waar die Suid-Afrikaners aanklank by julle vind. So baie geluk daarmee ook. Baie dankie. En hou dit so. Ja, nee, definitief. So wat is julle het ook onlangs 'n bietjie oor die water gegaan. Wat was daai ervaring geweest? Dit was vir my, ek wil amper sê was die hoogtepunt van die loopbaan, maar ek dink Krone was nog my hoogtepunt, maar daai is 'n baie naby tweede plek geweest. Die mense daar is absoluut fantasties. Hulle was so uitgehonger
vir 'n bietjie musiek, Afrikaanse kultuur en musiek en daar is nou net een kultuur soos ons. En waar was dit geweest? In Abu Dhabi. In Abu Dhabi gewees. Daar is net een kultuur soos Afrikaner en maak nie saak waar in die wêreld jy hulle kry nie, hulle is dieselfde mense. Dit is net lekker geweest. Ja, ons het dit weer besef daar, is awesome. Die eienaar Louis van die kuierplek se ons Baloos, die restaurant eintlik, meer 'n familierestaurant. Hy het net hierdie Afrikaanse konsep en idee gehad, alles wat jy in Suid-Afrika kan kry jy daar. En die manier hoe mense net saam met hom, kan ek sê, gel en net om al die kunstenaars ondersteuning wat so toe gaan is absoluut fantasties. En dis soos Moyan gesê het, so wonderlik om te sien hoe die Afrikaner daai kant nog steeds floreer en blom maar hy bly die Afrikaner wat hierdie kant is. Dis fantasties. Heinrich, is daar enige planne om dalk 'n bietjie Australië en Nieu-Seeland te gaan besoek? Want daar is ek het nou eendag gehoor by iemand, ek dink 75,000 Suid-Afrikaners in Nieu-Seeland. Pretoria. Ja, dit sal vir ons fantasties wees. Ek dink dit is ook 'n droom van ons al drie om nog eendag so intoe te kan gaan. So as daar mense is daai kant wat hierdie onderhoud kyk, julle weet waar ons te kry. Natuurlik, ek dink dit sal 'n ongelooflike toer wees. En blykbaar het julle veiligheid nodig en ek moet saamgaan. Die liedjie Al die Eisters, het ek die naam reg? Al die Eisters, nee. Nou dit het my oog gevang. Toe ek nou kyk na met mense wat ek onderhoude mee wil voer of geselsies wil hê, het julle liedjie Al die Eisters my gevang. Vertel my 'n bietjie van die liedjie. So die liedjie is geskryf deur Sarisha Koetser. Sy is ook een van die mede-eienaars van Boerbelweer. En sy het die liedjie geskryf vir die mense wat naby haar is en wat haar ondersteun deur dik en dun, wat haar altyd help. Sy kan altyd bel, net 'n telefoon optel en haar eisters is altyd daar om haar te help met haar eisters. So dit is baie dubbelsinnig, maar die boodskap is, jy het altyd jou mense op wie jy kan staat maak. Alles het nou hoe erg of alles hier nie is nou hoe goed of sleg, die eisters is altyd daar so. Rian, ons sê by eisters, sê ons eister slyp eister en vriende vorm mekaar. Ons moet daai patenteer. Wel, Moet patenteer. die feit is, dit is in die Bybel gepatenteer. En dit is 'n baie belangrike vers. Ek dink dis 'n boodskap wat ons, en ek dink julle kan 'n groot rol speel om so 'n boodskap natuurlik uit te dra. En daarby verder is om die eister in ander mense ook raak te sien. Want dis nie net belangrike mense of mense wat op die groot skerm is of die verhoog is nie, wat belangrik is nie. So dit sal lekker wees as julle ook in julle pad vorentoe daai boodskap kan uitdra. Ja, ons probeer maar, soos ek sê, met elke liedjie het dan maar sy konsep en sy betekenis, maar ek meen eisters vir ons is al die eisters is baie naby aan daai boodskap is nie net die mense wat by jou staan nie, maar ook onthou dit is die mense wat by jou staan wat jou ook vorm. Iemand naby aan jou in 'n tyd van moeilikheid, wat se raad gee jy? As jy raad op is en jy bel daai eister in jou lewe, wat se raad kry jy? Want dit slyp jy, dit vorm jou. En soms net om te luister is ook help ook baie. Ja. Wonderlik. So wat lê vir julle in die kort nabyheid? Wat lê voor? Kappel. So as 'n nuwe enkelsnit wat uitkom die 20ste Junie. Ons is baie opgewonde vir hierdie ene spesifiek. Ek dink dit gaan 'n hele nuwe mark amper vir ons oopmaak. Die video is ook heeltemal iets anders as wat ons gewoonlik doen. So ons is baie opgewonde vir hierdie een. Ja, ons wil net so die klem wat ons ook daarop sit is dit is ook ons eerste enkelsnit as onder Boerbel Records, waar ons met Select South Africa klaargemaak het en ons kontrak daar voltooi het. So hierdie is ons eerste enkelsnit, dan wil ek self meer op ons eie en saam met Boerbel Records wat ons dan gaan vrystel. Dit het natuurlik baie van ons kenmerkende elemente in die musiek en dan soos Moyan wel gesê, daar's 'n paar nuwe elemente wat ons so seker die gehoor sal dit daarvan hou. Ja. So as mense julle in die hande wil kry en sê maar ek het hierdie manne nodig om 'n manne aan te kom doen of by 'n golfdag te kom optree of wat ook al die geval is. Waar kry julle in die hande? So vir die Junie maand het ons het 'n
special op egskeidings. Wat ons dit doen. Vir daai Maar, funksies. ja, maar ons kan enige sosiale media platform wees, Instagram, Facebook, TikTok en dan by Platinum Promosies. Kan julle vra vir Carmen, sy is ons booking agent en sy sal julle met die grootste liefde help. Mooi. Nou julle liedjies soos ons vroeër gesê het, daar's altyd humor en dit en dat, maar daar's tog 1 of 3 enkel snitte wat meer aan die ernstige kant is. Beplan julle in die toekoms om ook 'n bietjie meer ernstige musiek te skryf? Dus ek sou nie sê nee nie, ek gaan ook nie sê ja nie. Dit hang af wat die mark doen. Op die einde van die dag is die mark is van so 'n aard, lewe is ernstig genoeg op die oomblik. Ons weet baie mense knyp daar buite of dit is met finansies of persoonlike goeders. So vir ons is die doel om, kyk ons musiek is altyd tweetonig en daar's altyd tongetjies met ons musiek en die idee is om die Afrikaner meer vrolik te laat voel. En natuurlik in elke liewe liedjie dra ons 'n boodskap oor en dit is ons groot resep, is die boodskap wat ons oordra. Partykeer is die boodskap ernstig, maar die toon van die musiek is meer vrolik om dit op te dra. En ernstige musiek hy het sy plek, maar ons probeer meer fokus op die vrolike gedeelte daarvan. Maar tog, soos jy sê, dit kan 'n vrolike liedjie wees met 'n ernstige boodskap, né? Nee? Maar julle oorgrote styl is tog om bietjie satiries te wees, bietjie komies te wees, maar tog met daai ernstige. Ons het tyd en 'n plekjie glo ek vir elke liedjie en ek dink RSA het 'n mooi balans gevind tussen die satiries en die ernstig en die patriotisme. Dit was hy het 'n goeie balans gevind. Maar ons het nou nog tot op vandag toe nog nie weer daai perfekte balans gekry op 'n meer ernstige liedjie. Dis is ook baie moeilik om nie dat ons ander musiek nie moeilik is om te skryf nie, maar dit is baie moeilik om so 'n ernstige boodskap perfek te maak. Ja, en in die regte sin oor te dra sonder om dat iemand aanstoot neem. Ja, dit is 'n fyn mark, né? Nee? Ja, so daar's 'n artist wat in die week 'n foto van ons gevat het en sy gesig op al 3 gaan sit het. En ek het toe navraag gedoen en uitgevind waaroor dit gedoen is, want ons was nou 'n bietjie onseker en op die einde van die dag die slotsom wat ek met hom oor gepraat het is presies net wat hy bedoel het daarmee is. Hy het die foto gevat want hy is in 'n hele ander Engelse woorde gebruik genre is wat ons is. Hy is meer in die rock en die alternative en die antwoord wat ek daai uit gekry het wat hy vir my gesê het is hy het dit gedoen en nie net met ons met van ons ander artists ander kunstenaars ook is hy het net daardeur bedoel is die mark wat op die oomblik die grootste en sterkste in Suid-Afrika is die sokkiemark. Jy weet en dit is die mark waar ons in is. En dit kom terug na jy kan nie te veel ernstig raak in hierdie mark waar jy kompeteer met ander kunstenaars wat hierdie vrolike musiek doen nie. Want dan gaan jy nie relevant bly nie. Ek wil afsluit deur elkeen van julle te vra om te dink aan een Afrikaanse woord wat vir jou spesiaal is. En onthou dis kinders luister ook hierna en kyk hierna. Hou dit in gedagte. Ek sien mooi aan jy glimlag reeds. Ja, kan jy sien. Wat jy dink. Ja, ek lees jou gedagtes. Dink aan een Afrikaanse woord wat vir julle 'n lekker sterk woord is wat jy sal mee wil assosieer vorentoe. Trots. Ek gaan net sê kultuur. Kultuur. Wat jy my woord. Maar is net soveel Afrikaanse woorde. Ek weet nie wat was iets aan Afrikaans wat my dink aan dissipline. Absoluut. Ek dink dit is 'n goeie woord om Afrikaans mee te assosieer, is dissipline. So ons het Heinrich, jy trots, nê? Nee. En dan het ons Die kultuur. kultuur Afrikaanse kultuur. en dissipline. Nou al 3 van daai woorde is baie na in eienskappe in elk geval van 'n eyster. So ek wil vir julle sê baie geluk en die feit dat ek sien julle as eysters en as ek nou nog eysters pette by my gehad het, dadelik op julle koppe gesit. en ek hoop ons sien mekaar weer in die toekoms en ons kan dalk 'n paar dinge, mens weet nooit met eysters saam doen nie. Dalk dink julle aan 'n nuwe eystersliedjie in die toekoms. Miskien op die golfbaan. Korrek. Dink julle ons kan daar gesels miskien? Ja. Trots kultuur en dissipline. Ons gaan ons t-shirts laat maak. Dankie manne en voorspoed met julle beroep en dankie vir die moeite wat julle gedoen het om hier te wees vanoggend. Ek waardeer dit opreg. Ja, net vir al ons ondersteuners baie dankie vir julle ondersteuning want jy weet sonder hulle op die einde van die dag is dit nie vir ons moontlik nie.
As hulle nie ons musiek luister nie, dan weet ons, dan is ons nie. So altyd baie dankie vir hulle en dankie dat hulle ons help om ons droom en ons boodskappe uit te dra. Die ware eisers is eintlik die mense wat kyk en luister. Korrek? Korrek. Baie dankie. Dankie.